Broers en susters, hartlik welkom by ons erediens vanoggend. Ons bede is dat die diens sal wees tot die eer van die Here en dat dit vir u almal sal dien tot opbou in die geloof. Ons het nou 'n paar oomblikke stilte totdat ons met die erediens begin. Die wydingslied vanoggend, Gesang 8. Gesang 8, ons wydingslied, ons sing dit staande en ons bly staan tot na die lofsang. Die lofsang is Psalm 107, die eerste vers. Psalm 107, vers 1, ons lofsang. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werk van sy hande nie. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader, in Christus Jesus ons Here, deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Saam met die kerk oor die eeue, broers en susters, sing ons vol blydskap. In u wet smaak ek 'n vreugde, groter as wat hy van weet, wat sy goed en aardse skatte in hul waarde nie kan meet. Luister dan nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Exodus 20. Toe het God al die woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.
Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Met diep berou en bewus van ons swakheid, bely ons voor God dat ons die goeie wat ons wil nie doen nie, maar die kwaad wat ons nie wil nie, dit doen ons. Daarom staan ons skuldig voor die Here. Maar as ons sondes bely met berou en in geloof ons toevlug neem na Jesus Christus as die enigste verlosser uit die sonde, dan verseker God ons in sy woord: ek sal nie vir ewig twis en nie vir altyd toornig wees nie. Ek sal genesing en vertroosting skenk. Ons loof God vir sy ontfermende genade met gesang 291, al 3 verse. Saam met die kerk oor al die eeue, bely ons nou ons algemene Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria,
wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons wy nou met dankbaarheid opnuut ons lewe aan die Here toe met die sing van Gesang 117, die 3de vers. Die skriflesing, broers en susters, is vanmôre uit die Ou Testament. Ons lees uit die woord van die Here, die profesie van Jesaja, hoofstuk 57. Ons lees van vers 14 tot by vers 21. Jesaja, hoofstuk 57. Kom, laat ons eers saam bid om die verligting deur die Heilige Gees. Ons Vader in die hemel, agter ons lê die donker nag waarin U ons beskerm en bewaar het. Voor ons wag 'n nuwe dag waartoe U ons gewek het met lewenskrag. Ons dank U vir U bewaring en beskerming, vir nuwe dankbaarheid en vooruitsig. Bo alles dank ons U dat U ons weer hierdie rusdag skenk, sodat ons in U gemeenskap kan kom, dat ons U woord as die brood van die ewige lewe kan ontvang, en met die heiliges, U kinders, saam kan wees in broederlike liefde. Ons bid dat U ons deur U woord sal leer, dat U ons deur U Gees sal toerus, sodat ons U goedheid sal beleef, as ons hiervandaan gaan, dat ons U pad met blydskap sal loop tot verheerliking van U naam. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Jesaja 57 van vers 14 af. En hulle sal sê, vul op, berei die weg, verwyder die struikelblok uit die weg van my volk. Want so sê die hoë en verhewene wat in ewigheid woon, heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek, en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges, en te laat herlewe die hart van die verbrysseldes. Want ek sal nie vir ewig twis, en nie vir altyd toornig wees nie. Want die Gees sou voor my aangesig versmag in die siele wat ek self gemaak het. Ek was toornig vanweë die ongeregtigheid van hulle hebsug en het hulle geslaan terwyl ek my toornig verberg het.
Evenwel het hulle afkeurig voortgegaan op hulle eie weg. Ek het hulle weë gesien, maar ek sal hulle genees, en ek sal hulle lei en aan hulle weer vertroosting skenk, naamlik aan hulle treuriges. Ek skep die vrug van die lippe, vrede, vrede vir die wat ver en die wat naby is, sê die Here, en ek sal hulle genees. Maar die goddelose is soos 'n onstuimige see, want dit kan nie tot rus kom nie, en sy waters gooi slyk en modder op. Geen vrede, sê my God, vir die goddelose nie. Dit is die woorde van die Here deur sy profeet. Gelukkig is elkeen wat dit hoor en dit sy eie maak. Want so sê die hoë en verhewene wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek, en by die verbrysseldes en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges, en te laat herlewe die hart van die verbrysseldes. Jesaja se boodskap, broers en susters, is vir die ore van 'n volk wat in verdrukking is, 'n volk wat in ballingskap is, weggevoer uit hulle land, vreemdelinge onder die vreemdes, en die wat in Israel en by Jerusalem oorgebly het, is verarm en hopeloos en sonder uitsig. En nou kom die woord van die Here na hulle toe, na hierdie volk in sy verslaanheid. En daar kom 'n boodskap van hoop. 'n Boodskap wat mense sal uitroep, maar maak dan die pad vir die Here reguit, maak hom gereed, vul op die laagtes, die diep plekke waardeur die pad van die Here moet loop, en vat weg die struikelblokke, die dinge wat in die pad staan van die verlossing wat die Here bring. Hier is nie sprake, broers en susters, van 'n letterlike pad nie, maar hier is sprake daarvan dat wanneer hierdie boodskap by die volk uitkom, hulle gereed moet wees om dit te ontvang. Die dinge wat hierdie verlossingsboodskap na hulle hart en hulle gemoed moet laat deurdring, die moet daar wees. Die dinge wat dit versper moet verwyder word. Hier is sprake van die pad van die gemoed, van die hart, van die wil van hierdie hele volk. Vul op die dieptes van wanhoop met die hoop op die woorde wat God spreek. Vat weg die struikelblokke van moedeloosheid in die wete dat dit God is wat beloof, ek sal julle verlos. Want die Here is by sy volk om hulle te verlos. En daarom moet hulle na hom opkyk, hulle op hom wag met nuwe moed, met nuwe hoop, met nuwe verwagting. Want so sê die Here, die hoë en verhewene wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en vernederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbrysseldes. En die Here wat hierdie woord spreek, is die hoë en die verhewene, die heilige. Dit is die ewige God en die enigste God, wat in ontoeganklike lig woon, wat van buite sy skepingswerk neersien op al die werk van sy hande, wat omring is in sy heilige troon met engele en hemelwesens wat sy lof besing, by wie 'n mens nie kan kom en kan ingaan in sy eie vermoë nie. Die een wat so spreek,
is die Almagtige, wat op 'n hoë en verhewe plek woon, in die hemel waar hy sy troon en sy woonplek het. Maar hy woon nie net in die hemel nie. En dis die verbasende van wat hier die magtige God sê vir sy volk in die ellende. Ek woon nie net in die hemel nie, ek woon ook by die nederiges van hart en die verbryseldes. Ek woon by julle wat verbrysel en nederig is. En dis 'n besondere uitdrukking, broers en susters, wat hier gebruik word. Ek woon by julle. Waarmee die Here sê, ek is nie maar net 'n toevallige besoeker in julle omstandighede nie. Ek is nie maar net die God wat van bo af sien en wat van bo af regeer, sodat ek ver van julle af bly nie. Ek is die God wat by julle woon. En ek is nie 'n gas by julle nie. Ek is 'n huisgenoot. Ek het 'n kamer in julle volkshuis. Ek deel al julle ellende, al julle moeite, al julle sorge. Ek woon by julle, nie as 'n bywoner of 'n plakker of 'n gas of 'n besoeker nie. Ek woon by julle as een van julle gesin, 'n volksgenoot, 'n huisgenoot. Maar ek woon nie by die hele volk nie. Ek woon by die verbrysseldes en die nederiges van hart. By hulle wat weet dat hierdie omstandighede meer is as maar net die beloop van die wêreld. Wat begryp, die omstandighede waarin hulle bevind is die oordeel van God oor hulle goddeloosheid en hulle eie willigheid, hulle ongeregtigheid en hulle hebsug. En wat begryp, dis die Here wat hier die oordeel oor hulle gebring het vanweë hulle sonde. En daarom berou het oor hulle sonde. Hulle is die treurendes van wie daar gepraat word in Jesaja 57. Die treurendes wat die Here sal genees. Die treuriges wat huil met berou oor hulle sonde en oor hulle ontferm God om. By hulle woon hy. Maar by die wat hulle verset en die wat hom verwerp en die wat in hoogmoed hulle eie pad wil bly loop, by hulle woon hy nie in nie. Die goddelose, die bring sluik en modder op, dis soos 'n stroom wat in vloed is, waar daar geen rus is nie, wat alles meesleur. Vir hulle is daar geen vrede nie, want God is nie met hulle om by hulle te woon nie. En God woon by die nederiges en die verbrysseldes van hart, sodat hulle kan herlewe. Ek woon by hulle om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbrysseldes. Om uit hierdie verbryseling, uit hierdie vernedering, hulle op te hef, sodat hulle weer kan lewe. Ek woon by hulle om te red, om te verlos, om nuwe uitkomste te bring, 'n nuwe toekoms te gee, ware lewe.
en ek woon in hulle huis, sodat hulle huise kan herstel, by hulle volk, sodat daar nuwe hoop en lewe kan kom. En as die nuwe hoop en lewe kom, dan gee ek vir hulle die vrug van hulle lippe. Ek laat uit hulle hart en uit hulle mond opnuut 'n lofsang opklink. 'n Lofsang tot eer van die Here wat genees en wat verlos. En wanneer die Here so genees en verlos, en hierdie lofsang opklink, dan is dit die lofsang wat uitroep vrede. Vrede vir hulle wat naby is en vrede vir hulle wat ver is. Want wanneer die Here by hierdie volk inwoon, wanneer hy hulle volksgenoot en wanneer hy hulle in hulle gelowige huise hulle huisgenoot is, of hulle ver is in ballingskap, of hulle in die ellende verkeer hier by Jerusalem, die lofsang is die lofsang van vrede. Die lofsang van die wete, daar's opnuut rus. Daar's harmonie met die omstandighede. God self is by hulle om die nuwe môre te laat daag. En hierdie woord van die Here, broers en susters, het op 'n besondere manier waar geword met die koms van Jesus Christus na ons toe. Wanneer hy gebore word, dan kry hy die naam Immanuel, God by ons. En hy kom maak hier onder ons woning. Johannes sê hy het by ons kom tent opslaan. Sy woonplek by ons kom maak. En hy kom om te soek en te red wat verlore is. Die treurig is. Die wat leef in 'n wêreld waarin hulle diep onder die indruk is daarvan dat hulle self nie kan help en red nie. Dat daar vir hulle geen toekoms en geen uitkoms is in hulle eie krag nie. Daarom roep hy in sy prediking, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. En die bekering, die kan ons sien, bring mee dat mense in diep berou oor hulle sonde gaan lewe. Dat hulle werklik hulle voor God verneder. Dat hulle toevlug neem na hierdie eenvoudige man uit Nasaret om te red en te verlos. Dan sien ons die verbryseldes van hart by wie Jesus kom lewe. En as ons na onsself kyk, broers en susters, is die vraag natuurlik, hier in die lydenstyd, besef ons, hoe groot is ons nood? Begryp ons, hoe klein is ons voor God? Verstaan ons nog, dat dit wat Jesus aan die kruis ly, waar sy liggaam gebreek, sy bloed gestort word, waar hy verbrysel word in die dood, die straf is wat op ons moet neerkom, sodat ons in ons hart verbrysel word in berou oor ons sonde. Dat ons werklik in nederige afhanklikheid voor God gaan buig en sê, Here, wees my sondaar genadig. En die Here Jesus kom. Hy kom vir elkeen wat so verbrysel is in sy sonde skuld, wat so hom verneder in belydenis van sy onmag voor God, om te red wat verlore is. En elkeen wat in my glo, sê die Here Jesus, sal lewe. En hy roep ons
om na hom toe te kom, sodat hy kan genees, sodat hy kan laat herlewe. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Op die lippe van hulle wat na Jesus toe kom met verbryselde hart en verbryselde lewe en gebroke hart, op hulle lippe klink die lofsang. Die lofsang deur die eeue. Niks kan ons van God se liefde skei nie. Daarom kan ons sing in 'n wêreld vol onrus, onder die mees neerdrukkende omstandighede, kan ons sing vrede vir die wat ver is, en vrede vir die wat naby is. Want die hoë en verhewene, wat woon op die heilige plek, het uit die hemel neergedaal om by ons te woon. En die Here Jesus doen meer, broers en susters. As hy weer opvaar na die hemel, as hy gaan sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, dan onttrek God hom nie aan ons wêreld nie. Inteendeel, dan stort Vader en Seun, die Heilige Gees, uit oor hierdie wêreld. En die Heilige Gees, die kom woon by elkeen wat in Jesus Christus glo. Dit beloof hy mos, as julle in my liefde bly, sal ons kom en by julle woning maak. Deur die Heilige Gees kom woon God by ons, in ons harte, om ons te laat herleef, om deur die geloof ons te oortuig, dat hierdie sonde vergewe is, dat God nie vir altyd toornig bly nie, maar dat hy omsien na hierdie mens, wat onder God se straf sal vergaan. En God weet dit, hy het ons gemaak, ons is syne, en daarom wil hy ons red. Daarom red hy ons deur sy Seun te stuur. Daarom stuur hy sy Gees om by ons te woon. Vir elkeen wat verbrysel is oor sy sonde. Vir elkeen wat met 'n nederige hart voor God buig. Is dit die wonder van die evangelie. Ek woon nie net in die hoogte nie. Ek woon ook by jou. Lydenstyd, broers en susters, roep ons om weer na ons lewenshuis te kyk. Om te kyk of dit 'n huis is waarin die Here Jesus deur sy Gees tuis kan kom. Of ons gereed is, dat hy by ons sal woon, om ons te laat herlewe, om ons verbryselde gees opnuut te laat opspring van vreugde in die Here, ons nederige hart weer te verhef in die sekerheid, ek is 'n kind van God. Dis die werklikheid vir elkeen vir wie God deur sy Gees 'n huisgenoot geword het. By wie God tuis gekom het, dat ons by hom kan lewe. Vir die goddelose geld dit nie. Geld dit vir u? Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dank u, Here, dat u nie
U onttrek het van u skepsele wat in sonde geval en in berou verbrysel word, wat hulle self verneder het, omdat hulle dink hulle is groot nie. Ons bid, Here, dat u by ons sal woon, deur u Gees in ons harte, dat ons u in ons lewe as 'n huisgenoot sal ontvang en saam met u as 'n huisgenoot sal lewe, die een wat ons lewe nuut maak, wat vir ons 'n dag laat aanbreek van hoop en verwagting, wat ons oë helder maak met die uitsig op die ewige heerlikheid. Ons dank u, Here, dat u vir ons sorg. Wanneer ons na al u seëninge kyk, dan weet ons leef net uit u hand. U goedheid oor ons is hemelhoog. Ons dank u daarvoor. Ons bid dat u ook in die week voor ons so vir ons sal sorg as 'n Vader en as 'n koning, om ons te beskerm en te bewaar van al die aanslae van die bose, van die kwaad en die kwaaddoeners in die wêreld, en wanneer die ellendes wat onvermydelik in die wêreld is oor ons kom, wil u dit vir ons ten goeie keer. Ons bid vir hulle wat ongesteld is, vir hulle wat onder operasie moet gaan. Ons bid dat u daar sal wees as geneeser. Maar so bid ons ook vir almal wat op 'n ander manier minder bevoorreg is, wat oud is, wat eensaam is, wat treur, mense wat moedeloos geraak het, uitsigloos geraak het. Ons bid in besonder, Here, vir hulle wat u vrede mis, omdat hulle onverskillig en afvallig u uit hulle lewenshuis uitsluit. Wil u opnuut aan die deur van daardie harte klop, sodat mense kan oopmaak en dat u by hulle woning kan vind. Ons bid dat u dan in hierdie week so by ons sal bly en ons by u sal vashou, dat ons kan lewe tot verheerliking van u naam. Dit alles vra ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Ons sing ten slotte, broers en susters, gesang 242. Ons sing die eerste 3 verse van gesang 242 ten slotte.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by u almal bly. Amen.